Baie welkom aan elkeen wat die tyd vind en die tyd neem om vanaand bietjie saam met my te kuier rondom die woord van die Here. Ek het 'n lieflike nuussessie gehad net voordat ons live gegaan het en so as ek so hier en daar so 'n ou snyfie gee, wees maar met my. Kry my jammer, sê vir my die griep sal ook verbygaan, sê vir my this season will also change. Al daai mooi dinge, dan voel ek beter, nê? Maar is nog steeds my 'n voorreg om saam met julle te kan kuier en lekker hier by mekaar te kan wees. Ons gesels nou al vir 'n paar weke oor salwingdraers. Ons het oor verskeie salwingdraers gesels en vanaand gaan ons bietjie gesels oor Moses. Moses, daar's so lekker. Daar's baie liedjies van Moses, nê. Die Moses trek uit jou skoene, daai ene en Moses en Aaron, julle moet die volk uitlei en al die lekker songs. En weet julle dat Moses het ook 'n lied geskryf, gelees het 'n bietjie. Dit is 'n wonderlike profetiese lied wat deur Moses self geskryf is. En Moses was 'n salwingdraer, definitief uitgekies, afgesonder deur God vir 'n spesifieke taak. En dit was om die Israeliete uit Egipte te lei na die beloofde land toe. Nou ek wil hê julle moet saam met my mooi onthou. Moses, as ek reg onthou, het nie vir God gaan vra dat hy graag hierdie werk wil doen nie. Moses, as ek reg onthou, het nêrens gevra, net soos ek en jy, om gebore te word nie. Moses het nêrens gegaan en gesê, Here, wel, dalk het hy, maar die Bybel sê dit nou nie, Here, wys my wat is u roeping vir my en ek sal dit slaafs navolg nie. Nee, Moses, gaan lees maar bietjie daar in Numeri 11, hy sê op 'n stadium vir die Here, ek het nie hierdie volk gebaar nie, en ek het nie vir hulle gevra nie, hulle is aan my toevertrou, sonder dat ek 'n sê eintlik in hierdie saak gehad het, nie. En hy het sy verskonings gehad, hoekom hy gedink het, hy is nie reg vir hierdie taak nie, maar nog steeds het hy die taak uitgerig, want God se salwing het op hom gerus. Nou wil ek met u gesels oor 'n spesifieke gedeelte, en dis hoekom ek reeds verwys het na Numeri 11. Want in Numeri 11, is die volk weer bitterlik ongelukkig. Onthou, dit is honderde duisende mense. Ek sukkel soms om net 'n paar mense rondom my gelukkig te hou. Ons sukkel soms om in die gemeenskap almal gelukkig te hou. Ons sukkel soms om in ons werksomstandighede almal gelukkig te hou. En toe kom daar gelukkig hierdie wonderlike slogan wat sê, jy hoef nie almal gelukkig te hou nie, jy is nie 'n braaibroodjie nie. En ou Moses, shame, daar's iemand maar vir hom ook gesê het, Moses, jy hoef nie almal gelukkig te hou nie, jy's nie 'n braaibroodjie nie. Maar by al die normale klagtes wat daar nou elke dag is, verskoon my, het Moses toe nou gesit met die klomp Israeliete wat so ongelukkig is oor daar nie vleis is nie. Man, hulle sê vir Moses, ons het verniet vis geëet in Egipte en ons het dit en ons het dat en vergeet heeltemal van hoe swaar hulle gekry het, nee, dit is maar eintlik 'n menslike reaksie. Ek het al baie keer agtergekom dat as 'n sekere tyd verloop het, dan onthou mens mos maar net die mooi dinge en jy vergeet die lelike dinge. Ek dink dis maar 'n oorlewingsmeganisme. Hulle kan nie onthou hoe hulle geslaan was en geskel was en onderdruk was deur die Egiptenare nie. Nee, hulle onthou nie die vleispotte en die lekker visse in die riviere en hulle praat daarvan komkommers en prei en heerlikheid. Die dag wat ek terug verlang na prei, gaan op 'n lang dag wees. Ag, en al sulke dinge verlang hulle na toe terug. En natuurlik hoor die Here dit. God hoor alles, sy oë is oral, sy ore is oral, en hy hoor hoe kla hierdie volk. En sy toorn ontvlam. En terwyl Moses met hom praat, sê hy vir Moses, ek gaan vir hulle vleis stuur. Kyk, as jy nou wil weet dat iemand nou regtig vir jou kwaad is wanneer jy vir iets gevra het, veral vir jou ma byvoorbeeld. My ma het baie keer dit graag vertel, dat sy 'n spesifieke lepel gehad waarmee sy geëet het as kind, nê? En sy's later 4 of 5 jaar oud, eet sy nog steeds met die lepel, dis haar lepel, hy lyk anders as die ander lepels. Almal weet hoe lyk die lepel. En so kuier haar ouma by hulle. En die is toe nou salig onbewus van die lepel episode. En sy het, my ma was honger geweest en sy het vir my ma iets gemaak om te eet. En sy het die tafeltjie vir haar daar gedek en die bordjie en die mes en die vurk
en my ma is bitterlik ongelukkig en sy huil by my ouma en by haar ouma. Sy huil by haar ouma en sê, nee, ek soek my lepel, ek soek my lepel, ek soek my lepel. En toe raak my ouma grootjies soos wat die Here geraak het daar met die met die Israeliete. En sy kyk haar so, sy sê, my kind, hier is vir jou 3 lepels. Nou ek dink God het so gevoel op daai stadium toe. Hy hoor hulle verlang na vleis, toe sê hy vir hulle, ek sal vir julle vleis gee. Kyk jy, ek gaan vir julle vleis gee. Dit sal later by julle neus uitkom. Gaan lees maar in die Bybel. Dit is wat daar staan. Dit sal by julle neus uitkom, dit sal tussen julle tande vassit, julle sal walg daarvan. Maar vleis sal julle eet. En dit is nou eintlik die deel van my boodskap, maar dit is so interessant. Die volgende dag toe kom daar 'n klomp kwartels aangewaai, nie eens aangevlieg nie. Die wind het hulle uitgedruk. 2 L diep. Joe, weet julle hoe baie kwartels is dit? En hulle was nog besig om daai kwartels te eet. Die woord van die Here sê die vleis het nog tussen hulle tande vasgesit. Toe laat die Here sommer 'n vuurrad tussen hulle ontbrand en 'n hele klompie van daai mense is begrawe. So wees maar versigtig, moenie te veel murmureer en moan en kla oor sekere dinge nie. God gee dalk vir jou dit wat jy vra, maar 'n maarte in jou siel. Dis nie waaroor ek wil praat nie. In daai tyd, toe die volk so kwaad is, sê Moses ook vir die Here, regtig waar, slaan my liewers dood. Laat ek maar liewers dood gaan. Regtig, laat ek my ongeluk sien. Ek sien nie kans om so voort te gaan nie. 'n Mens kan so lewe nie. Hierdie taak wat U vir my gegee het, is baie swaar. En dit is iets wat ek vanaand vir jou wil sê. Jy gaan dalk baie keer nog sê, die salwing wat God aan my toegeken het vir die taak wat hy vir my wil gee, dra ek baie swaar. Hierdie taak is miskien 'n bietjie te moeilik, maar hoor wat sê die Here vir Moses. Hy sê vir Moses, gaan kies vir jou 70 oudstes uit die volk uit en bring hulle hier na jou toe, dat hulle jou kan help met die taak en ek sal met hulle werk. En die oomblik toe Moses daai 70 mense daar om hom het, sê die woord van die Here, het die wolk van die Here oor hulle neergedaal. En van die gees wat op Moses was, is afgesonder en op daardie 70 man geplaas. Hoekom? O, jy het en houd Moses minder salwing. Nee man, hy het oorgenoeg, maar hy het hulp nodig gehad. Soms het ons hulp nodig. My liefling het nou die dag so 'n mooi lering gebring oor watter tipe hulp kry ons en watter tipe hulp is jy. En dit is wanneer ons weet dat God het sekere mense afgesonder om vir ons te help, om saam met ons die taak te verrig, om hulle arms onder ons in te druk, dan sal God hulle afsonder en van jou gees sal op hulle rus. Hoe wonderlik is dit nie? En weet jy wat, ek dink sommer terug ook aan die tyd toe Moses alleen op die berg gegaan het, hy het 'n paar mense saamgevat, maar die laaste eentjie toe hy alleen. En toe hy daar afkom, sê die woord van die Here, het sy gesig so geblink nie, dat die mense nie vir hom kon kyk nie. Mag die Here gee dat sy salwing so oor ons vaardig sal word, en dat dit so duidelik sigbaar sal wees vir almal om ons, dat ons salwingdraers is, dat ons ook 'n ou sleiertjie dalk eendag oor ons gesigte moet gooi, dat hulle moet sê, hoor jy, ek kan nie vir jou kyk nie, want jy was in die teenwoordigheid van God gewees, omdat jy 'n salwingdraer is, en sy salwing is so kennelik op jou sigbaar, dat ons nie vir jou kan kyk nie. Ek wil jou vanaand aanmoedig. Ek wil vir jou sê, tel maar weer jou ploeg op en gaan maar weer nog 'n bietjie voort. Tel maar jou pakkie op en dra maar nog 'n entjie. Tel maar weer die kruis op wat Jesus vir jou gegee het, want sy las is lig en sy juk is sag. En dra dit nog 'n entjie, want hy het jou toegerus daarvoor, hy het vir jou daarvoor afgesonder, hy het sy gees oor jou uitgestort, jy's 'n salwingdraer, en wanneer jy voel jy kan nie meer nie, gaan hy vir jou hulp stuur. Dalk nie altyd in die vorm wat jy dink nie, dalk nie soos wat jy graag sou gehad het nie, maar hulp sal jy kry, want sê die woord van die Here, ons sal nooit bokant ons kragte versoek word nie. Ek wil vir u sê, daar is altyd hoop. Daar's altyd hoop, daar gaan altyd 'n uitkoms kom. Hoor, kyk hier sit ons nog steeds. Na COVID is ons nog hier, man, en ons lewe en ons gaan aan. En na elke ding wat jy vir my nou vanaand kan sê, dit is ek deur en dat is ek deur. Ons kry daagliks baie boodskappe van mense wat hartverskeurende verhale het, maar op die ou einde altyd die heel onder dan sê hulle, maar ons bly hoop en ons bly bid, want ons ken die God op wie ons vertrou en ons ken die rots op wie ons bou. Wees 'n uitmuntende salwingdraer.
Kyk wanneer God vir jou hulp gee en moenie skaam wees om hulp te vra nie. Maar maak seker, daardie hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Baie liefde en seën.